Welkom terug. Goed, vandag vat ons iets wat op die oog af doodgewoon lyk, 'n enkele Pilates-oefening, en ons plaas dit onder 'n mikroskoop. Ek's reg vir hom. Die oefening is heels on footbar, of dan nou talone op die voetstang. Ons het hier voor ons 'n ongelooflike onderhoud met die kenner Caroline Berger de Femini, en sy trek die een minimalistiese beweging heeltemal uitmekaar. Ja, sy gaan regtig diep. Sy doen. So, ons missie vandag is om saam op 'n reis te gaan, kan ons sê, van wat jy aan die buitekant sien, reg af na die mikroskopiese engines wat dit dryf, om te verstaan hoekom hierdie oënskynlik eenvoudige oefening so 'n kragtige hoeksteen van Pilates is. Dit is die perfekte voorbeeld van hoe die eenvoudigste dinge dikwels die diepste geheime inhou. Dit lyk soos niks, maar dis eintlik alles. Ek hou van daardie idee. So, vir jou wat dalk nie presies weet nie, jy lê op jou rug op hierdie apparaat, die reformer, met jou hakker op 'n stang en jou bene parallel. Ja, En die hele beweging is net om die wa waarop jy lê weg te stoot deur jou knie reguit te maak en dan beheers terug te kom. Dit lyk eerlikwaar soos 'n baie stadige, amper leierlike beenpers. dit klink so ja. En dit bring my by my eerste vraag. Ek hoor wat jy sê oor diepgaande, maar vir iemand wat nuut is hieraan, lyk dit steeds net, wel, soos 'n beenoefening. Beweeg ek jou reg as ek sê die eintlike werk gebeur in die dele van die liggaam wat glad nie beweeg nie? Jy slaan die spyker op die kop. Dit is die geheim. Wanneer daardie een beweging korrek gedoen word, is dit 'n mini-weergawe van die hele Pilates-filosofie. Stabiliteit, beheer en absolute beleining. OK, so dis nie in die stoot nie. Wel, nee. Dink daaroor. Jy lê daar en jou hele bolyf, van jou heupe tot jou kop, moet roerloos bly. Jou bekken is in 'n neutrale posisie, jou ribbekas is gegrond, jou skouerblaaie is geanker. Alles is stil. Alles is stil, slegs jou bene beweeg. So, dit wat soos 'n geïsoleerde beenoefening lyk, word 'n globale toets van jou liggaam se vermoë om homself te stabiliseer. Dis die kuns om beweging in een deel van die liggaam te skep, terwyl jy absolute stilte en beheer in 'n ander handhaaf. Dit is Pilates in 'n notendop. Goed, dit maak sin. Dis nie die beweging nie, dis die beheer oor die res van die liggaam terwyl die beweging gebeur. Nou, in die onderhoud duik Caroline de Femini dan dadelik na 'n vlak wat my aan, wel, my hoërskool biologieklas laat dink. Hier kom dit. Sy begin praat oor goed soos myosinkoppe en ATP. Kan jy vir ons uitpak wat op aarde op daardie mikroskopiese vlak gebeur wanneer jy daardie eenvoudige stoot doen? Presies waar die towerkuns lê. Kyk, elke beweging wat jy maak, selfs hierdie stadige beheerste een, word aangedryf deur 'n ongelooflike dans binne in jou spierweefsel. 'n Dans? Ja, stel jou voor binne elke spiervesel is daar lang filamente, amper soos toutjies, genaamd aktin en myosin. Die myosin-toutjies het klein koppies of hakkies wat aan die aktin-toutjies vasklou, dit trek, los en dan weer vasklou. OK. Dis soos miljoene klein handjies wat 'n tou intrek. Dit is 'n spiersamentrekking. So dis nie een groot spier wat alles doen nie, dis miljoene klein enginetjies wat aanskakel. Presies, en hier is die sleutel. Elkeen van daardie klein siklus, vasklou, trek, los, vereis een molekuul brandstof. Daardie brandstof is ATP of adenosien-trifosfaat. Die energiegeldenheid van die sel. Ek onthou dit. Juis, sonder ATP vrees daardie myosin-koppies vas aan die aktin. Hulle kan nie los om weer te trek nie. So ATP is letterlik die energie, en dis waar die genialiteit van Pilates inkom. Omdat hierdie oefening doelbewus, stadig en beheer is, roep dit hoofsaaklik jou stadige spiervesels op. Hierdie vesels is propvol mitochondria, die kragstasies, en hulle is meesters daarin om ATP deurlopend te regenereer solank hulle suurstof het. En die suurstof kom van jou asem. So jy sê my asemhaling is letterlik die brandstoflyn wat daar die miljoene klein enjintjies aan die gang hou. Net so. Dis nie net ondersteunend nie, dis 'n energie-instrument soos die onderhoud dit stel. Jou bewuste, diep asemhaling voorsien die presiese hoeveelheid suurstof wat die mitochondria nodig het om voortdurend daardie ATP-brandstof te produseer. So jy mors nie energie nie. Glad nie. Jy bestuur jou energie op die mees doeltreffende manier moontlik, op 'n cellulêre vlak. Dis nie broedkrag nie. Dis die kuns om 'n ongelooflike doeltreffende kragbestuurder te word.
Dis ongelooflik. Die manier waarop jy asemhaal voer direk die chemiese reaksie wat jou spiere laat werk. Goed, kom ons koppel dit aan die groter prentjie. Joseph Pilates het gepraat van 6 fundamentale beginsels. Hoe sien ons daai beginsels in aksie in hierdie een enkele oefening? Hulle is almal soos drade wat saamgeweef is. Kom ons begin met die een waaroor ons nou net gepraat het. Asemhaling. Dis die brandstof. Ja, In Pilates haal jy tipies in om voor te berei om jou ribbekas oop te maak en te stabiliseer. Jy haal uit wanneer jy die moeite doen, die stoot. Daardie uitasemhaling help om jou diepste kernspier, die transverse abdominis, te aktiveer. Dis soos 'n natuurlike korset. So jy asem uit om jouself van binne af vas te gordel. Presies, wat ons by die tweede beginsel bring. Sentrum, dit is die aktivering van wat Pilates die powerhouse genoem het, die spiere van jou maag, laarrug, heupe, sitvlak. Die hele kern. Die hele kern. Deur daai sentrum te aktiveer, skep jy 'n rotsvaste platform waarvandaan jou bene kan werk. Sonder 'n stabiele sentrum sou die krag wat jou bene genereer net in jou laarrug verdwyn en spanning veroorsaak. Ek moet bieg, daai een is vir my altyd die moeilikste. Dit voel so abstrak. Wanneer ek op die masjien lê, hoe weet ek of my sentrum stabiel is en of ek net my maag intrek? Dis 'n uitstekende vraag. Dit gaan oor die gevoel. Voel jou heiligbeen, daai platbeen aan die onderkant van jou ruggraat, swaar en stil op die wa, of voel jy hoe dit rondrol of lig soos jy stoot? Ah, okay. Daardie stilte is die teken van 'n stabiele sentrum. En dit lei ons na konsentrasie. Jy moet op daardie klein besonderhede fokus, die presiese posisie van jou hakke of jou knieë simmetries beweeg. Dis amper 'n meditasie in beweging. Goed, so ons het asemhaling, sentrum, konsentrasie. Wat is die ander 3? Volgende is beheer, en dit gaan veral oor die terugkeer. Dis maklik om die vere van die masjien die werk te laat doen en jou net terug te laat. Ja, terug te laat klap. Presies. Beheer beteken jy weerstaan die vere op die pad terug. Dis 'n presiese, stil, beheerde, eksentriese beweging wat beteken jou spiere werk terwyl hulle verleng. Ek kan daarvan getuig. Dit is so verleidelik om die vere te laat wen en jou net terug te pluk. Dit voel asof dit dubbel die breinkrag vat om stadig terug te kom. Dit doen, en dis dikwels die moeiliker, maar belangriker deel van die oefening. Dan is daar presisie. Dit gaan oor goeie, skoon biomechanika. Die beleining. Jep, jy maak seker jou heupe, knieë en enkels bly in een reguit lyn. Jy sorg dat jy nie jou knieë aan die einde van die beweging oorstrek en sluit nie. Laastens, vloeibaarheid. Al hierdie elemente moet saamvloei in 'n gladde, ononderbroke beweging. Caroline de Femini beskryf dit pragtig. Die wa moet stil gly, asof die energie sonder weerstand sirkuleer. Asof die energie sonder weerstand sirkuleer. Ek hou daarvan. Nou, ek het altyd gedink hierdie oefening gaan oor die groot beenspiere, die quads, die hamstrings, maar een van die mees verrassende dinge wat sy noem, is dat die spiere in die skeen krities is. Dit klink vreemd, wat het hulle hiermee te doen? Dis 'n perfekte voorbeeld van hoe die liggaam se intelligensie in die fyn detail lê. Sy praat van 2 spiere, die tibialis anterior aan die voorkant van jou skeen en die tibialis posterior, diep agter in jou kuit. Sy noem hulle 'n antagonistiese paartjie van seldsame intelligensie. Okay. Die tibialis anterior se werk is om jou voet opwaarts te buig, dorsifleksie. In hierdie oefening is hy aktief om jou voet stabiel teen die stang te hou terwyl jy uitstoot. Sy maat, die tibialis posterior, doen die teenoorgestelde. So hulle werk teen mekaar soos antagoniste in 'n storie. Juis. En die intelligensie lê in hoe hulle saamwerk deur nie saam te werk nie. Wanneer jy uitstoot en die voorste spier saamtrek, stuur jou senuweestelsel 'n outomatiese sein na die agterste spier om heeltemal te ontspan. Ah, Dis resiproke inhibisie. Dis jou liggaam se manier om uit sy eie pad te kom. Dit verseker dat jy nie die versneller en die rem gelyktydig trap nie, wat pure vermorsing van ATP-brandstof sou wees. Dit gee die beweging daai gladde, moeitelose kwaliteit. die liggaam se eie ingeboude doeldrifendheidsmodus. Dis fascinerend.
Dit bring my by nog 'n detail wat my oog gevang het. Iets genaamd die Golgi tendon organe. Die onderhoud beskryf hulle as die liggaam se ingeboude sekuriteitswagte. Ja, 'n goeie beskrywing. Wat is hulle funksie hier? Dink aan die Golgi tendonorgane as klein sensors wat presies by die aansluiting tussen 'n spier en sy tendon sit. Hulle werk is om spanning te meet. As die spanning te hoog word of te vinnig toeneem, raak hulle wel senuweeagtig. Hey. Hulle stuur dan dadelik 'n boodskap na die rugmurg wat sê, "Wow, dis te veel." En die rugmurg stuur 'n inhiberende sein terug wat die spier bevel om effens te ontspan. Hulle is 'n soort lasbeperker of 'n noodrem. So hulle beskerm jou teen jouself, teen oorjywerigheid of 'n te skielike beweging? Presies. En heel onvoetbaar is hulle veral aktief tydens daai beheerde terugkeer. As jy te vinnig terugkom, bou die spanning in jou quadriceps vinnig op. Hierdie organe sal dan ingryp om die spier en die kniegewrig te beskerm. En dit bou liggaamsbewusheid. Juis, dis een van die primêre meganismes. Jy leer om na hierdie interne seine te luister. Jy leer die verskil voel tussen produktiewe werk en gevaarlike, oormatige spanning. Jy leer om jou eie krag te doseer. Goed, dit is 'n hoop komplekse biologie. Ek probeer my nou indink hoe my Pilates-onderwyser vir my in die middel van 'n klas skree, "Betrek jou Golgi tendonorgane." Dit sal nooit gebeur nie. Nooit nie. So, hoe oorbrug hulle daardie gaping? Hoe word al hierdie diep wetenskap iets wat jy kan voel en doen? Dit is die kuns van goeie onderrig. Dit gaan daaroor om wetenskap in sensasies te vertaal. 'n Goeie instrukteur sal nooit oor miosienkoppe praat nie. Hulle sal eerder sê, voel hoe jou maag soos 'n gordel styf trek met jou uitasem. Ja, 'n cue. Presies, dis 'n leidraad om jou transverse abdominus te aktiveer. Of hulle sal sê, initieer die stoot van diep binne jou heupgewrig, nie deur jou knie te knip nie. Dis 'n manier om jou te help om die krag van jou powerhouse te gebruik. Elke frase is, soos die onderhoud dit so mooi stel, 'n vermomde anatomiese herinnering. 'n Vermomde anatomiese herinnering, ek gaan daardie een onthou. So jy hoef nie die naam Golgi-orgaan te ken nie, jy moet net leer hoe dit voel as jy te hard of te vinnig werk. Juis. Die leidrade is die brug tussen die intellektuele kennis en die fisiese ervaring. Die doel is nie dat jy 'n anatomie-eksamen moet slaan nie. Die doel is dat jy jou eie liggaam se taal moet leer praat en verstaan. So as ons nou weer 'n bietjie uitzoom, kan jy die groter prentjie vir ons skets? Hoe werk daardie neutrale bekken, die stabiele ribbekas en die beleining van die bene, alles saam om hierdie, kom ons noem dit, argitektuur van stabiliteit te skep? Dink daaraan soos om 'n toring van blokkies te bou. Die heel belangrikste blokkie, die fondament van alles, is jou neutrale bekken. Dit beteken jou bekken is nie vorentoe of agtertoe gekantel nie, maar perfek gelyk. Dis die basis. Dis die fondament. Dit beskerm die natuurlike sagte kurwe van jou laarrug. As daardie fondamentblokkie skeef is, sal elke ander blokkie wat jy bo op dit pak, jou ruggraat, jou ribbekas, jou skouers, onstabiel wees. Skouerblaad plat teen die water anker, skep jy 'n kalm, sterk basis vir jou bolyf. So jy keer dat spanning opkruip na die nek toe. Presies. Soveel mense span onbewustelik hul skouers op wanneer hulle bene oefen. Hierdie beginsel leer jou om daai twee areas van mekaar te skei. Laastens het jy die beleining van die onderste ledemate. Die boonste blokkies. Ja, jou heupe, knieë en enkels bly op een reguit lyn. Dit verseker dat die kragte van die stoot eweredig deur jou gewrigte versprei word. Elke deel ondersteun die ander. Dit is dus regtig hele liggaamoefening, selfs al voel en lyk dit asof net jou bene beweeg. So, om alles saam te vat, heels aanvoetbaar is nie sommer net 'n opwarming nie. Dis 'n praktiese les in toegepaste fisiologie. Absoluut. Dit leer die liggaam hoe om krag sonder styfheid te produseer, hoe om te stabiliseer sonder om te blokkeer en hoe om asem te haal sonder om energie te mors. Die finale gedagte uit Caroline de Femini se onderhoud som dit vir my perfek op. Krag word gebore uit presisie en presisie uit bewustheid. Dit is die kern daarvan. En dit laat my met 'n gedagte vir jou om oor te dink, geïnspireer deur hierdie idee om wetenskap na sensasie te vertaal. Ek's gereed. Die ontleding wys ons hoe 'n ongelooflike komplekse biologiese stelsel, jou eie liggaam, verstaan kan word,
Nie deur feite te memoriseer nie, maar deur die sensasies daarvan te voel en te interpreteer. Ja, Dit laat die vraag ontstaan, wat ander komplekse sisteme in jou lewe of werk, of dit nou tegnologie is, verhoudings, of selfs 'n groot organisasie, kan jy dalk beter verstaan nie deur nog meer data en feite te versamel nie, maar deur te leer om die subtiele syne, die ritmes en die stil terugvoer wat hulle gee, fyn te luister en aan te voel.